Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se diens. Dit is lekker om julle elkeen hier te hê. Ons gaan nou begin. Ek sê net weer, die kinders, julle kan so lank klaar deurgaan na die saal toe. Ons gaan julle nou weer sien. Maar ons kan so lank begin met die diens. Ons gaan begin met 2 liedere. Ons sing Majesteit 2 keer en dan lied 201 verse 1 tot 3. Kom ons staan almal en sing lekker saam.
Ons lees in Genesis 3 vers 8. Hulle hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" En net so groet God ons vandag ook so met hierdie woorde. Hy kom haal ons waar ook al ons is. Waar is jy? Mag die Here jou vanoggend seën met stilte en vrede. Ons sing sittend lied 505. Ons bid vanoggend, Jesus, U gaan voor, soos wat ons hom volg op sy pad na Jerusalem toe. Ons hoor uit Markus 10 vers 13, hulle het kindertjies na Jesus gebring, sodat hy hulle kon aanraak, maar die disippels het hulle berispe. Toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het vir hulle gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie langer verhinder nie, want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle. Amen, ek sê vir julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie." Hy neem hulle toe in sy arms en seën hulle, terwyl hy sy hande op hulle lê. Ons sing lied 551, verse 1 en 3.
Ons stap verder saam met Jesus. Hulle het in Jerigo aangekom en toe hy met sy disippels en 'n groot skare uit Jerigo vertrek, het 'n blinde bedelaar, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad gesit. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, begin hy uitroep: Seun van Dawid, Jesus, ontferm U oor my. Baie mense het hom berispend aangesê om stil te bly, maar hy het nou al hoe harder uitgeroep: Seun van Dawid, ontferm U oor my. Jesus het gaan staan en gesê: Roep hom. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: Hou moed, staan op, hy roep jou. Hy gooi toe sy boekleed af, spring op en kom na Jesus toe. Jesus vra hom: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Die blinde man antwoord hom: Rabboni, dat ek kan sien. Jesus sê toe vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien en hy het hom op sy pad gevolg. So sing ons saam lied 396, soos die blinde kon sien, kom ons aanskou die heiland. Amika, will you read your piece? Jesus and his followers came into Jericho. As Jesus was leaving Jericho together with his disciples and a sizable crowd, a blind beggar named Bartimaeus, Timaeus' son, was sitting beside the road. When he heard that Jesus of Nazareth was there, he began to shout, Jesus, son of David, show me mercy. Many scolded him, telling him to be quiet, but he shouted even louder, Son of David, show me mercy. Jesus stopped and said, Call him forward. They called the blind man forward. Be encouraged, get up, he's calling you. Throwing his coat to the side, he jumped up and came to Jesus. Jesus asked him, What do you want me to do for you? The blind man said, Teacher, I want to see. Jesus said, Go, your faith has healed you. At once he was able to see and began to follow Jesus on the way. Soos die mense saam met Jesus het ons vanoggend gestap, ingekom en is ons deel van die skare wat agter hom aanloop. Ons het gehoor van wie die belangrikste is in sy koninkryk en ons het gesien hoe iemand wat oë het maar nie kon sien nie, kon sien. En so stap ons die pad saam met Jesus en maak hy ons oë oop. Voordat ons saam met hom in Jerusalem inloop, vra ek dat jy 'n oomblik neem van stil gebed en oordenking en bewus word van hierdie oomblik in Jesus se lewe.
Jesus, ons Here, ons elkeen kom vanoggend met ons eie lewensverhaal na U toe. Soos die mense, die skare wat saam met U geloop het, probeer ons ook ons lewenspad so loop. Vanoggend fokus ons op die intog in Jerusalem in. Mag U vanoggend ook vir ons iets lig maak, iets uitwys van dit wat U vir ons kom doen het. Amen. Gedeelte vanoggend kom uit Markus 11 van vers 1 tot 11. Ek is so bang ek sing per ongeluk met die mikrofoon aan. Dan sal ek al die werk ongedaan maak wat julle gedoen het. Skrifgedeelte Markus 11 van vers 1 tot 11. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië teen die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels met die opdrag: Ga na die dorpie daar voor julle, en sodra julle in die dorpie ingaan, sal julle 'n vasgemaakte donkievul vind waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom. As iemand julle vra, waarom doen julle dit? Sê dan, die Here het hom nodig, en hy sal hom dadelik hierheen stuur. Hulle het gegaan en 'n donkievol gevind, vasgemaak by 'n deur buite op die straat en hom losgemaak. Van die mense wat daar staan het, daar gestaan het vir hulle gevra: "Waarom maak julle die donkievol los?" Hulle het toe geantwoord soos Jesus beveel het, en die mense het hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkievol na Jesus en gooi hulle boklere oor hom, en Jesus het op hom gaan sit. Baie mense het hulle boklere op die pad oopgesprei, en ander het weer takke met blare wat hulle in die veld afgekap het. Die wat voor geloop het en die wat gevolg het uitgeroep: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom, die van ons vader Dawid. Hosanna in die hoogste. Jesus het in Jerusalem die tempelterrein binne gegaan, en nadat hy na alles rondom hom gekyk het hy, omdat dit reeds aand was, na Betanië vertrek met die 12. Ons lees tot sover. Vier vandag Palmsondag. Maar hoekom Palmsondag en nie Olyfsondag of Vlagsondag nie, of Tempelsondag nie, of Jerusalem Sondag nie? As jy wil, dink aan die musiek wat nou gespeel het en dink net daaraan vir 'n oomblik. Hoekom Palmsondag? Ons het na 'n mars geluister, want toe Jesus in Jerusalem ingeloop het, was hy nie die enigste persoon of deel van die enigste intog in Jerusalem nie. Dit is wat ons vier, maar op die dag wat Jesus gedoen het, was daar ander goeders in sy stad aan die gang, en dit vertel vir ons iets van hoekom Jesus dit gedoen het wat hy gedoen het, en hoekom ons praat van Palmsondag. Soos jy kan sien
op die skyfie. Daar was 'n intog van Jesus op 'n donkie, maar daar was ook terselfdertyd 'n intog van 'n Romeinse kolomsoldate in Jerusalem in. Nou moet ons onthou, hierdie is 'n week voor die Pasgafees, die belangrikste fees in die Joodse kalender, wanneer hulle gevier het elke jaar dat hulle uit slawerny gered is. En net so met sulke feeste op ander plekke in die wêreld het mense opgesweep geword. Ons dink maar wat gebeur het in Amerika met die verkiesing van hulle president. Ons dink aan vakansie daar in Suid-Afrika waar verskeie forme van nasionalisme aangeblaas word. So was dit dieselfde gewees met die Judeëse Pasgafees. Op hierdie dag wanneer hulle gedink het aan Moses, het hulle sommer van hulle opstandig geword. En in die geskiedenis van Israel en in Jerusalem in die 2 eeue voor hierdie tyd, het daar verskeie opstande opgekom en moes hulle verskeie kere gewelddadig, hoe kan ek sê, stilgemaak geword het. Daarom het daar elke jaar in die naweek voor die Pasgafees het die Romeinse heersers 'n ekstra groep soldate Jerusalem toe gestuur om die garnisoen wat reeds al was te versterk. Interessant genoeg, dit was ook die dag waarop Pilatus Jerusalem ingery het. Hy het ook nie in Jerusalem gebly nie, want as Romeinse goewerneur was Jerusalem nie vir hom 'n mooi genoeg stad nie. Pilatus het al die pad van Caesarea afgery uit die weste uit Jerusalem toe elke jaar om daar te kom orde handhaaf. Elke jaar met die Jode se belangrikste fees, wanneer hulle bevryding gevier het, het die Romeine hulle kom herinner dat hulle eintlik ook nie bevry is nie, dat hulle nou maar net weer staan onder 'n ander vorm van slawerny. So toe Jesus van die ooste af Jerusalem binnegekom het hy nie gekom as iemand wat die stad inkom nie. Hy het ingekom as die teenoorgestelde van die Romeinse generaal en sy leer. Die Romeine het aangekom op perde in hulle volle oorlogsdrag. Nou om dit mooi te verstaan, vir die grootste deel van die mensgeskiedenis vir ongeveer 6000 jaar tot en met die Eerste Wêreldoorlog was die perd die wêreld se tank gewees. As jy 'n perd gehad het in 'n oorlogssituasie, kon jy groot skade aan die teenstander maak. Dit was 'n simbool van oorlog gewees. En so kom die Romeine Jerusalem binne. Hulle kom met hulle perde en hulle oorlogsgewaad. Hulle kom met baniere, met vlae. Hulle kom met hulle hooftoisels. En elkeen van hierdie goed wys vir ons iets van die Romeinse ryk en die Romeinse oorheersing. As jy 'n gewone Judeër was en hierdie was jou jaarlikse groot uitstap in Jerusalem toe na die Pasgafees toe, het jy bevryding gaan vier en dan het jy dit tegemoet geloop. Oorlogsperde, soldate. En dit is hoekom so baie Jode ook in hierdie tyd na hulle eie held op 'n perd met 'n weermagsoldate voorgevra het en opgehoop het. Verbeel jouself, jy's 'n plattelander in Jerusalem. 'n Plattelander of 'n inwoner van Jerusalem en jou stad word oorgeneem deur 'n vreemde weermag. Ons hoef nie baie ver in die verlede te dink om dit te verstaan nie. As jy wil probeer verstaan hoe dit gevoel het, dit is hoe dit sou voel. Kom ons staan net vir 'n oomblik daar stil. Ons dink aan wat in die ooste van Europa aangaan en ons dink aan hoe die mense gevoel het in Jerusalem.
Wouter, kan ek jou vra om die kinders te gaan haal? En dan die intog wat ons vier. Hierdie intog was die agtergrond. En op grond van hierdie agtergrond het Jesus binnegekom. Die Judeërs was gewoond aan 'n Romeinse offisier op 'n perd met 'n weermag, met vlae en baniere op oorlogsperde. En net soos wat in die ooste van Europa gebeur het hierdie mag ingekom onder die valse voorwendsel van vrede, maar eintlik om oorlog uit te lok. En dit is waar Jesus die stad binnekom. Die Romeine sou nie verstaan het wat 'n belaglikheid hierdie was nie. Wie het 'n koning wat op 'n donkie ry? Wie het 'n koning en 'n gevolg sonder soldate en 'n leiwag? Jesus was die antitese, die teenoorgestelde gewees van die Romeinse intog in Jerusalem in. Dit is hoekom dit Palmsondag is en nie Symboolsondag nie. Dit is hoekom dit Palmsondag is en nie Jerusalem Sondag nie. Want die Romeine het gekom met hulle baniere wat oorlog verklaar. Die Jode was in Jerusalem by hulle plek van identiteit en hier kom Jesus aan en hy verteenwoordig nie een van daardie goed nie. Vir die Romeine was hy iets om voor te lag en vir die Joodse leiers 'n teleurstelling, want hulle het dalk gehoor van 'n Messias en hulle het verwag dat daar ook iemand op 'n perd hulle kan kom haal, gaan kom red, maar dit het nie gekom nie. Jesus ry nie op die tank van sy tyd nie. Hy ry op 'n donkie. Dink hieroor, hy het nie eens op sy eie donkie gery nie. Jesus sê jy's op 'n donkievul wat nog nie gery is nie. Met ander woorde, 'n klein dier. Die oorlogsperde van die Romeine was fris geweest, vet gevoer en hulle is baie gery. Jesus het nie sy eie donkie gehad nie. Hy word nie ingewag deur onderdane in 'n tempel nie. Inteendeel, ons sien sy intog was eenvoudig. Hy bemoei hom met onbelangrike kinders en dan stop hy by iemand wat nie kan sien nie. Ek dink ook vir 'n oomblik hieroor. Pilatus gaan dadelik na die Romeinse paleis toe. Herodes sit in sy tempel en die Joodse leiers Herodes in sy paleis en die Joodse leiers in hulle tempel. En Jesus kom haweloos die stad binne. Jesus is nie 'n koning op 'n perd. Hy bring nie daai tipe van verlossing nie. In die blyspel Jesus Christ Superstar sing die karakter van Pilatus die woorde: "What a funny thing, this silent king." Selfs ons kan dink, vandag in 'n tyd sonder konings en alles wat daarmee saamgaan, selfs politici vandag maak gebruik van sulke goed om mag te vertoon. En tog maak Jesus dit vir ons moeilik op 'n manier. Want hy's nie 'n passivus nie. Dit is nie asof hy niks doen nie. Inteendeel, hy vra 'n klomp vrae. Maar hy kom nie in soos wat die gewoonte is nie. Jesus bring 'n teologie saam met hom van vrede. 'n Teologie van die armes en die blindes en die kinders. Willem Nichols skryf: Jesus se geringheid het juis betekenis. Hy het gekom vir hulle wat die minste saak gemaak het.
nie 'n koning met 'n leer nie. 'n Man op 'n donkie met die geringstes. Hulle wat agter sit, het voorkom sit. Ek wil gou vir julle 'n paar vrae vra. Daar gaan nou 'n kaart verskyn van Jerusalem. Right, sien julle daai twee pile? OK. Nou, watter kant is oos en watter kant is wes? Ja. Ja, die linkerkant is die wes en die regterkant is die ooste kant. OK. Nou, wat gebeur in die weste kant? Ja, jy kan antwoord. Wat gebeur gewoonlik in die weste? Ja. Die son sak. Alright. Julle moet onthou, die weste sak die son en dit is die kant waaruit Pontius Pilatus ingekom het. Alright. Alright, wat gebeur in die ooste? Ja. Die son gaan by die ooste op. En uit watter kant uit het Jesus gekom? Ja. Ooste. Jesus het uit die ooste uitgekom. Jesus kom uit die kant uit waar die son opkom. En wat dink julle beteken dit? Jesus bring vir ons die son. Dink julle dit kan dit beteken? Ja. OK. En die son beteken 'n nuwe dag, nê? Nee? OK. Baie dankie dat julle vir ons kom kuier het. Julle kry nou almal paaseiers in die saal. Skus, wag ek gou vir 'n oomblik. Wag. Dit was 'n fout van my kant af. Ons sing eers 'n liedjie saam, julle. Marsan gaan weer vir ons voorsing. Rookie mistake. Gemeente, ons sing nou lied 553 saam. Dankie julle. Nou kan julle die paaseiers kry. Ons het 'n bietjie gekyk na wat Jesus se intog was en hoe nie dit wat dit was nie, maar hoe dit anders was. En ons kom bietjie met ons oë sien vir wie hy gekom het, vir hulle wat die geringstes was. Die vraag is nou, Jesus se intog maak dit vir ons moeilik. Jean, kan jy die volgende slide wys? Ek dink is hier regteen. Dit is 'n tank en 'n mannetjie. Die volgende een na hom. Daar is 'n bekende beeld van wat gebeur het by Tiananmen Square. En dit is amper so 'n toonbeeld van dit wat hoe Jesus moes gelyk het vir die mense van sy tyd. Hy het amper letterlik voor die tanks van sy tyd gaan staan en 'n nuwe boodskap gebring. Vir ons maak dit die lewe bietjie gekompliseerd. Want Jesus was nie 'n passivist nie. Hy het nie stil gesit nie. Hy het nie onreg verduur nie. Maar hy het dit ook nie met oorlog beveg nie. En hoe doen 'n mens dit? Hoe stop 'n mens 'n oorlog?
sonder oorlog. Vir ons persoonlike geloofslewe, hoe gaan ek en jy by Jerusalem in? Jerusalem verteenwoordig die môre by die werk, iets by die skool, wat ook al oor ons pad kom. Die maklike antwoord op die moeilike goed in die lewe is om met oorlog te reageer. En met oorlog bedoel ek nie fisiese oorlog nie. Ek bedoel maar net 'n ingesteldheid van wen. En wat Jesus van ons vra is, wat hy bring is 'n teologie van vrede, en wat hy vir ons vra is 'n spiritualiteit van vrede. Een van die moeiliker goed wat Jesus se lewe vir ons kom vra het. Wat doen ons wanneer daar oorlog is, wanneer daar ongeregtigheid is, wanneer ek swak hanteer word deur mense, wanneer ek sien dat ander swak hanteer word deur mense? En Jesus het nie gekom en daarteen beklei nie, en tog het hy die grootste effek daarop gehad. Dit was Palmsondag en nie vlag of Jerusalem Sondag nie, want die palms het vir niks gestaan nie. Jesus het dit 'n simbool van vrede gemaak. Kom ons word vir 'n oomblik stil en dink oor 'n teologie van vrede, 'n spiritualiteit van vrede, en hoe ons dit elkeen ons eie kan maak. In hierdie oomblik wat ons so voordeur stil word, steek ek die kers aan wat sy teenwoordigheid by ons simboliseer. En ons dink ook in hierdie tyd aan die mense om ons wat ook juis nou ons teologie en ons spiritualiteit van vrede en innige simpatie nodig het. Ons innige meegevoel met Org en Diaan Groenewald. Org se broer is oorlede. Ons dink aan Freddie en Julie Joubert. Freddie het 'n hartoperasie ondergaan en Julie herstel nadat sy geval en haar skouer beseer het. Frik Ras het 'n rugoperasie gehad en Omdiekie van Niekerk is tans in die hospitaal. Kom ons word ook vir 'n oomblik stil. Ons dink aan hulle en die res van die nood in die wêreld. Amen. Tannie Marenda sal tannie vir ons 'n gebed doen. Die mikrofoon is daar voor. Heer Jesus, u intog in Jerusalem was wel nederig, maar dit was toch ook jubelend. In hierdie lydenstyd ervaar ons as gelowiges dikwels gemengde gevoelens. Want enerzijds juig ons saam met die skares wat Hosanna geskree het en ons jubel en vereer u naam daardeur en u koninkryk. Andersins is die donker wolk van u lydens weg en sterwe in ons gedagtes. En het beïnvloed het ons gemoed en ons dink aan 'n donkerder tyd. Maar dan is daar ook die vreugde daarvan om te besef dat u nie in die ewige dood ingegaan het nie, maar die ewige lewe. En dat u opstanding ook die ewige lewe gebring het waarin ons kan deel. Dit bring vir ons vertroue, hoop vir die toekoms, vir ons daaglikse lewens. En ons kan u net dank daarvoor, vir hierdie ongelooflike opoffering wat u ter wille van ons sondaars gemaak het.
Here, en terwyl ons bevoorreg is hier in ons land, waar daar relatief vrede is, weet ons dat daar ook elders minder vrede is, waar mense moed verloor het, waar mense miskien 'n baie duister toekoms sien. Ek bid vir hulle, Here, hier in ons eie midde, maar ook veral daar waar die oorlog nou so woed. U wat elke hart ken, u weet watter angs, watter spanning die mense in Rusland en Oekraïne moet beleef. Maar Here, u is ook die vredebringer en u Heilige Gees is die een wat harte kan verander. Daarom pleit ons by u, Heilige Gees, wil u nie die mense aanraak wat die bevelvoerders is nie, wil u nie die leiers aanraak, dat hulle weer nuut kan dink oor waarmee hulle besig is. En wil u nie die vredemaker wees, en vir daardie lande wat betrokke is, ook u vrede deelagtig maak nie. Ons dank u terselfdertyd, Here, dat u ook die bringer van goedheid en guns en mooi dinge in die lewe is. En ons dank u ook vir hierdie wonderlike herfsdae wat ons kan belewe en waarin ons u groot skepingskrag kan sien en kan beleef. Ek bid dat elkeen wat swaar van gemoed is, ook iets hiervan sal raak sien en vreugde sal vind in u grootheid, u goedheid en u skepping. Amen. Ek wil vinnig net 'n paar goed uitwys in die afkondigings. Daar is nie vanaand informele aanddiens nie. Ons begin vanaand tot en met woensdag aand met ons stildienste vir hierdie groot lydensweek. Ons begin vanaand en dit is om 7 uur, soos wat dit aangedui word in die kalender. Maandag, Dinsdag, Woensdag aand is ons met die stildiens en Donderdag aand vier ons die Paasete. Onthou ook Vrydagoggend ons goeie Vrydagdiens en Sondag die staptog na die Paaskruis. Dit begin 6:30 en die diens dan 9:00. Ons het ook nie daai dag tienerkategese nie. Daar is wel vanaand tienerkategese. Die reëlings vir Groot Lydingsweek is ook op die webblad en op die Welgenoot. Ons kollekte neem ons vanoggend in by die deure, so jy kan dit daar gee. Ons eindig vanoggend met die lied Agnus Dei. Kom ons staan en sing dit saam.
Daar kom oor ons pad mense met wapenrusting. Daar kom oor ons pad mense op hulle oorlogsperde. Mag Here ons die genade gee om hulle tegemoet te gaan, en nie met daardie krag nie, maar met palmtakke. Mag ons nie op ons eie perde spring nie, maar onthou om op die donkie te ry. Amen. Ons gaan nou maar uitstap.